Baie dankie my skat. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons is so intens bewus van u teenwoordigheid, Here, en ons is so dankbaar daarvoor. Ons wil dit nooit as vanselfsprekend aanvaar nie. Daarom vra ek, Here, dat u in hierdie oomblikke ons ore en ons harte sal besny vir die waarheid, want u woord, Here, is die waarheid. Amen. Baie eeue gelede word daar 'n ou pragtige ou seentjie gebore in 'n baie ryk familie. En in daai jare was dit die pappas geoorloof om baie vrouens te hê. En hierdie pappa het 2 vrouens gehad en 2 byvrouens. En hulle was vreeslik produktief. Op die ou ende altesaam was daar 12 kinders, maar hierdie seentjie was die pappa se liefling gewees. Want jy sien, pappa moes hard werk om sy mamma te kry. Hy wou die mamma hê, toe kry hy eers die sussie. Toe moet hy weer hard werk om die mamma te kry. En daar is hierdie mamma vrugteloos. En ek praat van Rachel en Lea en Jakob. En toe die Here Rachel se gebed beantwoord en haar moeder skoot open en sy hierdie kind baar, het hierdie kind onmiddellik in Jakob se hart gekruip, want dit was sy lieflingvrou se seun. En klein Josef word in 'n baie ryk huis groot. Jakob was 'n ryk man. Dit het begin in die tyd toe God se hand oor hom was terwyl hy nog vir Laban gewerk het en Laban 'n sekere ooreenkoms met hom aangegaan het. Ek moet julle so 'n bietjie mos nou geskiedenis eers gee, nê, dat julle mos nou verstaan waartoe is ons op pad. Jakob werk vir Laban. Laban sê jy kan al die dis nou sommer net vinnig, al die gespikkeldes kry, dan gee die Here dat daai lammers almal gespikkeldes is. Dan sê Laban nee. Ons verander dit. Jy gaan nou net die gestreeptes kan jy nou kry, dan verander dit hy die ooreenkoms en dan lam hulle net gestreeptes. En so het dit aangehou en Jakob het 'n baie ryk man geword. Hoe het ons dit nou nog ver bo alles geweet? Hierdie seuns van hom het sy vee opgepas, so ver as ek dink Dothan en ver plekke van waar hulle gebly het. Met ander woorde, hy het baie vee gehad, hy het baie weivelde nodig gehad. En soos wat Josef 'n tiener word, het dit vir die omgewing baie duidelik geword, wie is Jakob se favourite, né? En om nou net 'n ou seeltjie daarop te gaan plaas, maak Jakob of laat hy vir hom maak 'n pragtige kleed, veelkleurig sê die Bybel, met moue. Nou ek het nou baie gewonder oor dit. Wat was Jakob se motief met hierdie ding? Hy moes mos nog geweet het. Hulle kon al klaar sien, dis sy favourite. Nou kry hy nog hierdie kleed. Wat moes nou in die ou oom se kop aangegaan het? En ons weet wat het in sy kinders se koppe aangegaan. En om alles te kroon is hierdie Josef 'n dromer. En hy droom sekere dinge wat nie lekker sit aan die ander broers nie. Hy sê vir hulle, ek droom, ons sit almal gerwe en julle gerwe kom buig hier voor my. Nou ek was nou nie daar om te sê hy het dit nou arrogant vir hulle vertel en met 'n houding nie, I don't know. Maar kan my nogals indink, jy weet. Laatlammetjies en favorites, hulle kry houdings. Is dit so? Josef vertel vir hulle later, hy het gedroom, daar's sterre en selfs die son en die maan wat sy ouers voorgestel het, wat voor hom kom buig. En diep in hierdie kinders se harte begin 'n ding te groei teen Josef. En u ken die geskiedenis, hoe hulle beplan het om hom dood te maak. En Reuben sê vir hulle, nee, kom ons gooi hom eerder in 'n put. En terwyl Reuben weg is, kom daar handelaars verby en hulle verkoop Josef, hierdie ryk manskind, as 'n slaaf. Nou dit is, ons kan dit nie eens vir ons indink, die klasse standval wat daar gebeur nie, nê. Van hierdie bedorwe brok met 'n toekoms voor hom in 'n ryk ouerhuis
as 'n slaaf verkoop. En slawe daai tyd was nie goed behandel nie. Ek dink was ooit 'n tyd wat hulle goed behandel is nie. So die vooruitsigte het nie baie goed gelyk nie. Dit was moontlik so dat jy sou mishandel word. Dit sou sleg met jou gegaan het. Jy sou geen vrye wil en keuses gehad het nie. Ander mense sou vir jou besluit het, nê. En so kom Josef in Egipte aan, maar op 'n paar plekke sê die woord van die Here dat die guns van die Here was op Josef. Maak nou nie saak wat sy houding hy gehad het en hoe bederf hy was nie. God se guns was op Josef, want God het 'n plan gehad, ver bo wat enige iemand, selfs Jakob, kon gedink het. En hier gebeur die ondenkbare met Josef. 'n goeie man koop hom. 'n goeie man koop hom. En hierdie man neem dadelik kennis daarvan dat God se guns op Josef is en dat alles wat hy sy hand aan sit is goed. En hy stel hom aan oor sy hele huis. Hy sê vir Josef basically, jy kan alles vat en jy mag en sê oor alles behalwe my vrou. Los nou maar vir haar, nee, los haar. En ek dink, as ek Josef was, sou ek gedink het, wow, die guns van die Here is op my. En ek het dit gemaak. Dit kon baie erger gewees het. Ek kon dood gewees het. Hulle kon van my vergeet het in daai put. Hulle het my uitgehaal. Toe verkoop hulle my, toe weet ek, okay, ek is nie seker wat sou die ergste gewees het nie, moes ek liewer dood gewees het, of moes ek 'n slaaf geword het, in 'n vreemde land, waar ek definitief mishandel gaan word, en bitter min eie wil en keuse sou hê. En hier beland hy by Potifar. En alles lyk goed. Ek is seker daarvan, as sy broers en sy pa, toe hy nou later dalk agtergekom het, hy is nie dood nie, of wat ook al, as hulle moes gehoor het, wat met hom in Egipte gebeur het, sou hulle gesê het, wow, God is goed vir Josef. Ek en u sou dit ook gesê het. Maar dit is waar die gevaar in kom, want jy sien, ons psychikos, ons siel, ons vlees, ons vleis, ons liggaam, ons siel, ons menswees, hou daarvan om gemaklik te wees, nee? Jy hou daarvan om te voel, ek het gearriveer, man. Ek is nou miskien nie Potifar homself nie, maar die res is myne, behalwe sy vrou. En hierdie gevaar begin baie keer veroorsaak dat ons in ons lewe dink, we've made it. Ons het dit gemaak. Dis okay. En jy begin wegstap, moontlik van 'n droom af, of die roeping wat God werklik vir jou gehad het, want jy raak so gemaklik met jou omgewing. Ek wil julle ietsie vertel, en die meeste van u ken my, en u weet, ek is nie iemand wat graag brag nie, of groot praat nie, maar ek wil vir u vanmôre ietsie vertel van my verlede, sodat u bietjie meer verstaan dalk, van die roeping wat God op my en my liefling se lewe geplaas het. Op die ouderdom van 30 het ek 'n baie suksesvolle besigheid gehad. Baie suksesvol. En dit was buiten miljoene rande wat in ons huishouding ingevloei het. En ek het God gedien. Ek het op daai stadium die Hammond gespeel in 'n kerk op 'n ander dorp. En ek het gesorg dat die pastorie in wie se kerk ek op daai stadium aanbid het, dat hulle kaste altyd vol is. Ek het gesorg dat hulle kinders se skoolfonds betaal is. Ek het gesorg dat as hulle op vakansie wil gaan, het hulle nie gery nie, hulle het gevlieg. Ek het gesorg dat hulle vakansie betaal is, ek het gesorg dat hulle padkos het. Want ek kon. En ek het op daai stadium gevoel, wow, die Here het my geseën. He blessed me to be a blessing. Nee? En vreeslik gemaklik, vreeslik gelukkig, vreeslik oulik, agter die orgel gesit. Ek was sonderskoolsuperintendent, ek was jeugleidster, ek was op die kerkraad, ek was deel van die gasvryheidskomitee, elke ding man, dit het goed gegaan met Betty. En een Sondag sit ek agter daai Hammond en dis asof die Here 'n lig aansit. En ek dink, is dit waarvoor God my geroep het.
Is dit hoe ek moet doodgaan? Is dit hoe ek onthou moet word? En alles wat ek gedoen het was reg en dit was God se plan op daai stadium gewees. Hoor mooi wat ek vir julle sê. Dit was geseënd en ek moes op daai stadium 'n blessing vir ander mense wees. Maar ek het so gemaklik geraak daarmee dat ek nie meer ge-worry het of God dalk vir my gees vir dit wat hy my voorgeskaap het iets anders in stoor het nie. En die oomblik toe Josef se broers hom aan daai Egiptenare verkoop, toe stroop hulle hom eerste van sy kleed. En die oomblik toe Potifar sy vrou hom probeer verlei en hy haar weerstaan, toe stroop sy hom van sy kleed. Want jy sien die God wat hom uit die put uitgered het. En die God wat hom van 'n slawehuis na 'n beter slawehuis gered het, is die God wat 'n ander kleed vir Josef in gedagte gehad het. Maar Josef was so gemaklik en so gerieflik in Potifar se huis. Dit het hom soos 'n handskoen gepas, man. Hy het presies geweet wat om te doen. En dit wat hy gedoen het, was suksesvol gewees. En hier beland hy, nadat alles so goed lyk, beland hy onskuldig in die tronk. En ek dink hy het rede gehad om daar te sit en te sê, Here, regtig? Regtig? Is dit? U red my van die dood. U red my uit 'n put. U gee vir my basically alles wat 'n man begeer. En ek is opreg, ek weerstaan 'n vrou wat my wil verlei. En ek sit nou in 'n tronk onskuldig. Maar jy sien, Potifar se huis het Josef se talente tevoorskyn gebring. Maar in die tronk was God besig om sy karakter te vorm. Josef, kan jy nog steeds getrou bly terwyl jy onregverdiglik in 'n tronk sit? Josef, kan jy nog getrou bly terwyl jy onregmatig behandel word? Josef, kan jy verby die tronk kyk en kan daar 'n vonkie van hoop in jou hart wees wat sê, dalk is daar nog iets wat ek op hierdie aarde vir God kan doen? Ek wil jou vanmôre sê, dit voel dalk vir jou, jy het gearriveer, daar is meer. Dit voel dalk vir jou, Here, wat gaan aan in my lewe? Hoekom is alles nou teen my? Dit het dan so goed gegaan. Here, wat is U besig om vir my te leer? Want daar is vir jou meer. En baie dinge het gebeur nadat daai liggetjie by my aangekom het agter daai Hammond orgel. En ek is gestroop, letterlik en figuurlik, het ek met klere aan my lyf uitgestap. En ek was gestroop gewees van waardigheid wat ek opgebou het as die madam, die dame wat dinge laat gebeur het. Hulle het op 'n stadium gesê, as sy fluister moet jy luister. En ek sê dit vandag tot my skande, dit was nie God se plan vir my lewe nie. En ek sit in 'n woonstelletjie wat ek vraggies nie eers kan bekostig nie. En ek kruip letterlik op my knieë en ek sê, Here, wat gaan aan? Ek het alles verloor, waarlik, kinders, alles, kar, loop waar ek wil wees. En God sê vir my, kan jy my vertrou? Betty, kan jy my vertrou? Ek sê, Here, wys my dan net 'n ou ietsiekie. Wys my net ietsie. Ek wil net sien, waarheen is U met my op pad, want trane het ek nie meer nie. En dan kom 'n WhatsApp deur. Nee, dit was nie WhatsApp, dit was 'n BBM daai tyd. Dan kom 'n BBM deur, van iemand wat sê, jy moet onthou, God gee nie 'n roeping en vat dit weer terug nie.
God gee jou nie 'n droom en vat dit weer terug nie. God gee jou nie 'n visie en 'n missie sonder om jou toe te rus, dalk onder moeilike omstandighede, en vat dit weer terug nie. En jy weet, ek sit letterlik in 'n bondeltjie, in daai woonstel, maar ek voel, ek kan weer asemhaal. Ek voel, dit voel soos goed wat van my skouers afrol. En daai BVM het van my liefling afgekom. En stukkie vir stukkie het hy my begin opbou. Het vir my weer gesê, daar is meer. God het meer. God sien jou anders as wat die mens jou sien. God kyk nie na jou verlede nie. God kyk nie na jou foute nie. God kyk nie na jou tekortkominge nie. God kyk nie na jou resources nie. God kyk nie of dit binne in jou is en of dit nie binne in jou is nie. As dit nie binne in jou is nie, plaas hy dit binne in jou. Maar daar is meer. Want hy vat my hier en hy sit my daar. Hy tel my op, halleluja. Ek is hoog geplaas. Nie uit my goedheid nie. Dis een ding wat ek toe ek daar sit geweet het. In jou Betty, nog nie Marks daai tyd nie, is daar niks wat goed is nie. Maar God is goed. En God bly goed. En ek wil vanmôre hê, jy moet moed skep. Hy vat jou hier. En hy sit jou daar. En terwyl jy daar is, vra jy, Here, wat gaan aan? Dit het dan so goed gelyk. En alles is nou teen my. Maar hy, nie 'n mens nie, hy wat God is, hy wat Vader en Seun en Heilige Gees is, hy tel jou op en hy plaas jou hoog. Amen. Op te sit aan die einde toe Josef as koning regeer en hy sy broers by hom het, sê hy in Genesis 50 vers 20, want julle, my broers, het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. God se plan is altyd groot.